Vanoggend is ons as gemeente by ons derde Pinksterdiens. Ons het verlede Sondag die uitstorting van die Heilige Gees gevier volgens die kerkjaar. En die derde en die vierde Pinksterdiens het ons nou hierdie Sondag en volgende Sondag saam gaan vier, is 'n voortsetting van hierdie feesviering van die Heilige Gees wat oor ons uitgestort is. Mag ek en jy iets beleef van God se Gees wat deur ons werk en mag ons hoor hoe hy deur sy woord vir ons meer en meer wil kom leer van hoe sy Heilige Gees ook in ons lewens werksaam is en mag ons weet dat hy ons daardeur ook lei in hierdie wêreld. Goeiemôre, baie welkom aan elkeen wat by ons erediens weer ingeskakel is vandag. Mag jy weet dat die Here ook met jou 'n spesiale afspraak het vandag. Dat hy iets met jou wil kom deel wat jy kan deel maak van jou lewe. Iets met jou wil kom deel wat wys dat hy deur sy woord ook jou situasie verstaan en jou deur en deur ken. Mag jy dit weet en mag jy vandag ook deur sy woord gelei word. Daar is heel moontlik 'n paar gemeentes reg oor die land wat vandag hulle eredienste hervat het binne die riglyne en die beperkings wat die regering ook dan nou daar gestel het op eredienste. Ons as gemeente sal van volgende Sondag af, Sondag die 14de Junie, ons eredienste dan ook weer hervat. Maar dit beteken is dat ons 'n 9uur en 'n 11uur diens sal hê, waarby 50 mense maksimum elk sal wees. Wat dit ook verder beteken, is dat ons lyste sal moet hê, vorm sal moet invul, van elkeen wat by die eredienste dan ook gaan wees. Julle kan vir ons diakens, ons ouderlinge, vir myself kontak, om julle name ook op te gee vir die eredienste. Meer as dit sal ons 9uur diens dan ook elke Sondag vanaf volgende Sondag oor Facebook Live uitgesaai word, en dit sal teen die middag op YouTube ook beskikbaar wees, en op al ons ander platforme, en al die ander forme waarop dit beskikbaar was vir die gemeente, en elkeen wat ook daarna wil luister. Julle is meer as welkom om daarby ook in te skakel en so deel te vorm van ons erediens. Dit beteken ook verder dat ons nie net kerk is by die kerkgebou nie, dat ons steeds voortgaande is om kerk te wees ook by ons huise. En daarmee saam moet ons ook onthou dat binne die riglyne dat elke van ons wat siek is eerder by die huise moet bly, en elkeen van ons wat ouer as 60 is of 'n kroniese siekte dalk het, aanbeveel word om ook by die huise te bly. Mag God ons seën ook in hierdie tyd, opwindende tyd, maar ook 'n onsekere tyd. En mag ons weet dat die Here ons ook hierdeur sal lei. Voordat ons verder gaan met ons diens vandag, kom ons word net eers stil vir die Here en erken dat ons in sy teenwoordigheid is. Jesaja 6 vers 3. Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing kom dan vanoggend uit Romeine 15 uit en ons gaan daarvan verse 7 tot 13 saam lees. Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Ek bedoel dit, Christus het gekom om in belang van die Jode 'n dienaar te word. Hy moes vir hulle die waarheid van God bevestig deur die beloftes wat die voorvaders ontvang het, waar te maak. Hy het ook gekom sodat die ander nasies God oor sy ontferming sou verheerlik, soos daar geskrywe staan, daarom sal ek U loof voor die nasies, en tot eer van U naam sal ek 'n lofpsalm sing. En elders lei dit, verbly julle ander nasies saam met sy volk. En prys die Here, alle nasies, loof hom alle volke. En Jesaja sê ook, Isaai sal 'n nakomeling hê, en hy sal opstaan om die nasies te regeer. Op hom sal die nasies hulle hoop vestig. Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word, deur die krag van die Heilige Gees. Tot sover ons skriflesing vanoggend.
Voordat ons gaan hoor wat die Here vir ons vanoggend wil kom sê uit Romeine 15 vers 7 tot 13, kom ons bid net eers saam en vra dat hy ons daarin sal lei. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons vanoggend by U kan kom stil word. Dankie dat ons kan weet U lei ons deur die woord ook, Here. Here, dankie dat ons kan weet U ken elkeen van ons. By die naam, by die hart, by die kop. U ken ons. U weet presies wat in ons lewens aan die gang is, Here. U weet presies waarmee ons struikel. U weet presies hoe ons ook nou voel. Here, daarom is dit vir ons so groot voorreg om altyd net by U te kom stil word, want ons weet U ken ons deur en deur. Here, ons weet deur die woord lei ons ook in hierdie wêreld. Mag ons vanoggend besef dat al is ons mense wat niks werd is nie, al is ons mense wat sondig is, het U ons meer kom werd maak as wat ons ooit gedink het ons kan wees, en as ons verlost is bo die dood, en kan ons uitsien na ewigheid saam met U, Here, en kan ons nou reeds leef ook in daardie hoop. Here, help het ons iets meer van dit ook sal verstaan vanoggend, en help het ons regtig sal fokus op dit wat U vir ons wil kom sê uit Romeine 15 uit. Here, spreek nou ook met ons harte, spreek met ons gedagtes, help het ons sal fokus op U, en op niks en niemand anders nie. Ons vra dit alles in die naam alleen. Amen. Waarop vestig jy jou hoop in hierdie lewe? Waarop vestig jy jou hoop in hierdie tyd van inperking? Is jou hoop dalk op daardie kompetisie waarvoor jy ingeskryf het? Is jou hoop dalk op daardie persoonlike mylpaal of doelwit wat jy vir jouself gestel het? Is jou hoop dalk in daardie belofte wat iemand aan jou gemaak het om jou te help? Of is jou hoop dalk in daardie werk waarvoor jy aansoek gedoen het? Dalk is jou hoop iets dieper, iets waarvan niemand anders weet behalwe jy en die Here nie. Ons almal het dinge waarop ons ook in hierdie lewe ons hoop plaas. En die realiteit van die saak is dat ons baie keer, wanneer ons terugkyk, eintlik maar teleurgesteld aan die einde daarvan staan. Ons staan teleurgesteld aan die einde daarvan omdat dit nie uitwerk nie, of omdat dit nie gerealiseer het, soos wat ons gehoop het dit sal nie. En dan is ons geneig om baie keer buite onsself te reageer, ons blameer ander mense daarvoor, ons raak kwaad, ons raak aggressief, ons skryf mense af, ons gee totaal en al moed op, ons sny onsself af van die wêreld. Ons raak hooploos en kry onsself meeste van die tyd eintlik op 'n baie snaakse manier, eintlik jammer, omdat dit vir ons voel asof niks in ons lewens wil uitwerk nie. Ons wit van ons voel asof dit waarop ons hoop nie wil realiseer nie. Waarop vestig ek en jy ons hoop? Sien, ons word so gebreinspoel in hierdie lewe baie keer dat ek en jy maklik sal dink dat ons hoop gekoppel moet wees aan aardse dinge. Dinge soos rykdom, aansien, besittings, titels. Hoop is mos die verwagting dat daar iets beter is as dit wat ek nou beleef. Hoop is mos die wete dat verandering op die horison is. Hoop is daardie iets wat my dra wanneer ek self moedeloos en rigtingloos in my lewe voel. My liewe vriend in die Here Jesus Christus, wanneer ons hoop as gelowiges dit is, verstaan ek en jy die hoop wat God vir ons bring totaal en al verkeerd. Wanneer ons hoop gefestig is op aardse dinge, aardse verwagtinge, gaan ek en jy altyd iewers teleurgestel en hooploos ook staan. Aardse hoop is 'n valse hoop, en 'n valse hoop gee vir die Satan vatplek in elkeen van ons se lewens. As gelowiges behoort dit waarop ek en jy ons hoop plaas 'n sterker hoop ook te wees. Dit behoort die hoop te wees wat daar in die Here Jesus Christus te vind is. En hier in Romeine 15 vers 7 tot 13 is dit presies hierdie hoop waarvan Paulus praat wanneer hy die gemeente in Rome aanmoedig om mekaar te aanvaar soos dat Christus ons aanvaar. In vers 7 staan daar: aanvaar mekaar dan soos Christus julle ook aanvaar het tot eer van God. Dis 'n hoop wat nie in onsself te vind is nie, maar in God te vind is.
Dis 'n hoop wat ons in staat stel om verby mekaar se verskille te kyk en Christus raak te sien. Wanneer ons mekaar aanvaar soos Christus ons aanvaar, word God se hoop van liefde, van aanvaarding, ten spyte van ons foute, word dit vir ons as gelowiges nie net eendag 'n werklikheid nie, maar word dit vir ons nou reeds 'n werklikheid. Maar daarmee saam moet ek en jy ook onthou dat daardie hoop nie moontlik is as gevolg van onsself nie. Nee, hierdie hoop is alleenlik moontlik as gevolg van God se genade, wat hy so oorvloedig aan my en jou ook geskenk het. Wat hy aan my en jou kom gee het deur sy seun. Ons lees later in een van Paulus se ander briewe, Galasiërs 4 vers 4 tot 5. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. God het ons kom vrykoop en Christus in ons plek laat staan, sodat ek en jy as sy kinders aangeneem kon word. Christus het homself onder al die verpligtinge en verbindinge van die wet gestel, sodat hy opnuut God se beloftes aan jou en my, aan elkeen van ons wat glo, ook kon bevestig. En hierdeur sien ek en jy die waarheid van God se hoop. Wat dit beteken wanneer ons sê, God se hoop is 'n sterker hoop, is die sterkste hoop. Deur Christus is God se beloftes, wat hy aan ons aardsvaders en ons voorvaders en aan die profete gemaak het, is dit alles vervul. Deur Christus is die hoop wat God bring, bevestig, en het hy self die hoop vir almal kom word. Elkeen van ons wat hom dien, hom navolg. Daarom sê Paulus dan ook in vers 8, Christus het gekom om in belang van die Jode 'n dienaar te word. Hy moes vir hulle die waarheid van God bevestig, deur die beloftes wat die voorvaders ontvang het, waar te maak. En dan lees ons in vers 9 ook verder, hy het ook gekom sodat die ander nasies God oor sy ontferming sou verheerlik. Christus het die tussenganger kom word, tussen die Jode wat besny is en die onbesnedenis, sodat almal deel kan hê aan die verheerliking van God. Sodat ons mekaar kan aanvaar met 'n sterker hoop, wat deur die genade van God vir elkeen van ons moontlik gemaak is. Soos Christus ons aangeneem het en een kom maak het onder mekaar, so moet ons ook mekaar dan aanneem, sodat ons in sy eenheid voort ook kan leef. En in dit sal ek en jy ook die hoop ontdek wat daar in God te vind is. 'n Hoop wat ons aardse hoop te bowe gaan en 'n hemelse hoop ook vir ons waar maak. Daarom dan ook die woorde van Psalm 18 hier in vers 9, daarom sal ek U loof voor die nasies en tot eer van U naam sal ek 'n lofpsalm sing. Die vervulling van die hoop wat by God te vind is. Maar dit is nie waar dit stop nie. Paulus gaan voort om ook vir ons dit te herhaal, wat in Deuteronomium 32 vers 43 te vind is in vers 10. Ek lees vir ons vanuit die Nuwe Lewende Vertaling, omdat dit 'n meer akkurate weergawe ook van die Hebreëse teks dan nou is. Ek lees die begin van Deuteronomium 32 vers 43. Dit sê, juig alle nasies oor sy volk. En hy gaan nog aan, Paulus gaan hier aan, deur Psalm 117 vers 1 ook te herhaal hier in vers 11, wat sê, prys die Here alle nasies, loof hom alle volke. Wanneer ons hoop op God plaas, sal ek en jy nooit teleurgesteld wees nie. Wanneer ons hoop op hom plaas, is dit 'n sterker hoop, omdat dit 'n hoop is wat voortgaande is en oor aan my en jou bevestig word. Soos ons God dieper leer ken en nader aan hom leer leef, so leer ken ons ook die hoop wat hy vir ons deur die Here Jesus Christus 'n waarheid kom maak het, steeds vir ons 'n waarheid maak en vir altyd vir ons 'n waarheid sal maak. En wanneer ons dit beter leer ken, kan ons ook meer en meer daarin leef met 'n fokus op wie God is en nie op onsself nie. Op ware hoop en nie 'n wêreldse hoop nie. Vir Jesaja, lees ons in vers 12, was hierdie hoop ook 'n waarheid gewees. In Jesaja 11 vers 1 tot 2 lees ons, 'n takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaai. 'n Loot uit sy wortels sal vrugte dra. Die gees van die Here sal op hom rus,
die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Julle sal onthou, in ons gedeeltes, ons Openbaring gedeeltes deur die week, het ons ook hierdie gedeelte al gedoen. Isaai, die vader van Dawid, uit wie se nageslag die Messias gebore is. Daardie hoop is al in Jesaja se tyd aan die volk gebring, en daardie hoop is vir my en vir jou nog meer van 'n realiteit vandag. Christus is vir ons gebore. Die Gees van die Here het op hom kom rus, sodat hy vir ons kon onderrig, vir ons kon wys wat dit beteken om mekaar lief te hê en in genade te aanvaar. Sodat hy hierdie verhouding tussen ons en God kon kom herstel het, deur sy dood aan die kruis. Sodat ons hoop bo die aardse hoop kan wees, en deurdat hy die oorwinnaar is oor die dood, en die oorwinnaar van die lewe is, het ek en jy ook saam met hom die ewige lewe verwerf. Die Gees van die Here wat op Christus kom rus het, rus ook op my en op jou. Verlede Sondag het ons hierdie uitstorting van die Heilige Gees gevier, soos ons in Handelinge 2 gelees het. En daarmee saam het ek en jy ook die opdrag dan ontvang om met dieselfde hoop van Christus voort te leef. Daarom lees ons ook aan die einde van vers 12, op hom sal die nasies hulle hoop vestig. Ons hoop moenie wees in die mylpale wat ons dalk mag bereik, of die werk wat ons dalk mag kry, of in die kompetisies waarvoor ons inskryf nie. Ons hoop moenie wees op enige verhouding of op enige persoon nie. Ons hoop as gelowiges in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. Ons hoop moet altyd voortdurend op God wees. 'n ware hoop, 'n sterker hoop, die sterkste hoop. Die vraag wat hierdie teks vir my en vir jou wil kom beantwoord vandag is nie waarin my en jou hoop dan nou gelê nie, of waarin ons hoop plaas nie, maar eerder hoe ons hierdie sterker hoop, hierdie sterkste hoop van God kan leef elke dag van ons lewens. En die antwoord kry ons in vers 13 waar daar staan, mag God die bron van hoop julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Deur die Heilige Gees is ek en jy in staat om sterker, of meer akkuraat, die sterkste moontlik te kan leef ook. Hoop te kan leef. Deur die Heilige Gees leer ken ons nie net die hoop wat daar in Christus te vind is nie, maar ons leer ken ook die groot genade van God, wat hy vir ons kom bewys het, deur hierdie hoop vir ons ook moontlik te maak. En deur sy genade is hierdie hoop nie net vir sekere van ons nie, maar is hierdie hoop vir elkeen van ons wat hom aanneem as ons verlosser. En omdat hy ons saambind tot hierdie selfde hoop deur sy groot genade, kan ek en jy nie anders as om mekaar ook te aanvaar nie. Dit maak nie saak wie ons is, wie ons was nie, omdat dit die uitbeelding van Christus se hoop in hierdie wêreld dan ook is. Dis die ware hoop, dat almal God sal erken as die enigste verhewe God bo alles en almal, die skepper van die heelal en die onderhouer van sy skepping. Ons hoop bo die wêreldse hoop, die een wat vir ewig sal lewe, en ons ook saam met hom. Mag ek en jy nooit ons hoop in hierdie lewe op enigiets anders plaas as op ons God nie, en op wie hy ons deur Jesus Christus ook dan kom maak het nie. Mag ons nooit hooploos wees nie, omdat sy hoop vir ons 'n waarheid is. En mag ons altyd vashou aan sy sterker hoop, omdat dit die hoop is wat ons ook saambind aan mekaar, saambind tot 'n eenheid, tot sy liggaam in hierdie wêreld, tot kerk in hierdie wêreld, daar waar ons is, daar waar ons eer aan hom bring. Ek sluit vir ons af deur weer die woorde van Psalm 117 te lees. Ek het vroeër vir ons net vers 1 gelees, maar ek wil graag vir ons die hele Psalm 117 lees, wat uit 2 verse uit bestaan. Dit sê, prys die Here alle nasies, loof hom alle volke, want sy liefde vir ons is sterk, aan die trou van die Here is daar geen einde nie. Prys die Here. Amen. Kom ons reageer dan nou ook op vanoggend se boodskap deur vir 'n oomblik stil te word en na te dink oor dit wat die Here in ons harte kom losmaak het. Daarna sal ek voortgaan vir ons in gebed.
Onse Here en Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend net weer opnuut kan weet dat U ons hoop is. Dat ons nie ons hoop in enigiets in hierdie lewe en hierdie wêreld hoef te stel nie, behalwe in U. Here, dankie dat ons kan weet as ons hoop op U stel, sal U vir ons sorg, sal U voorsien in ons lewens. Maar Here, dit vra ook dat ons van ons kant af sal vertrou in wie U is, Here. Help dat ons nie deur die versoekinge en hierdie lewe tot 'n val sal kom, hooploos sal raak nie. Maar help dat ons deur U hoop, die hoop wat U deur die Here Jesus Christus vir ons kom bring het, sterker sal word en meer, nader en nader, hoe kan U sal leef, met 'n dieper fokus op wie U is en nie op ons nie. Dankie Here dat ons dit kan vra, dankie dat ons vanoggend dit kan weet, dankie dat ons kan reageer deur hier uit te gaan ook en hierdie boodskap te leef. Help ons ook daarin, lei ons daarin deur die Heilige Gees, Here, en stel ons in staat om dit te doen wat ons uit onsself uit nie kan doen nie. Ons vra dit alles in U naam alleen en ons is baie lief vir U. Amen. Ons lees in Handelinge 1 vers 6 tot 8. Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: Dit is nie vir julle om die tyd en die omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Die liefde, genade en gemeenskap van ons drie-enige God sal met elkeen van julle wees en bly. Amen. Gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek gaan voor jou uit, ek maak die pad gelei, ek is langs jou om jou veilig vas te hou. Ek is agter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, as jy sal val, dan dra ek jou. Gaan dan hier, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk, ek is rondom jou, want ek beskerm jou. Ek is bokant jou, want ek wil jou graag sien. Ek is binne jou, ek lei jou deur my Heilige Gees. Die seën van God drie-enig sal vir ewig met jou wees. Gaan dan hier, gaan in vrede,